Hallo almal. Vandag kyk ons na artikel 3 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons bely dat hierdie woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek, soos die heilige Petrus sê. Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte, die profete en apostels beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel, en hy het self met sy vinger die 2 tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en goddelike skrif. Die artikel begin weer met die woorde ons bely. Dis nie die belydenis van 'n enkele man wat hierdie geloofsbelydenis opgestel het nie. Dit is ons belydenis. Ons verklaar dat wat nou hier volg die waarheid is. Nou, kom ons praat weer vir 'n oomblik oor die logiese opbou van artikel 1. In artikel 1 het ons gesê, ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Die tweede vraag wat daarop volg, en dit is waarna ons gekyk het in artikel 2 is, maar kan ons hierdie God leer ken? En hoe kan ons hierdie God leer ken? Ons leer ken hierdie God deur 2 middele. In die eerste plek deur sy algemene openbaring, dit is die skepping, en sy onderhouding en regering van die wêreld. En in die tweede plek leer ken ons God nog duideliker en meer volkome deur sy heilige en goddelike woord. En nou maak dit net sin dat daar uitgebrei word op hierdie heilige en goddelike woord van die Here. En dit is wat sistematiese teologie so wonderlik maak. Dit gaan daaroor nie net om te sê wat sê die Bybel in sy geheel oor spesifieke temas nie, maar die temas volg ook altyd logies op mekaar. Nou hierdie gedeelte gaan baie oor God se woorde wat neergepen is. Met ander woorde, God se woord is op skrif geplaas, dit is geskrewe. Daarom praat ons van dit as die geskrewe woord van God. Ons het vandag die woord van God in 'n boek, 66 boeke saamgevat, wat een wonderlike verhaal vir ons vertel. En ons sal later uitbrei op die verskillende maniere hoe hierdie boeke van die Bybel dan ingedeel word. Dit is dan net ook 'n logiese manier om aan te gaan met hierdie artikel. Nou, wat baie wonderlik is in hierdie artikel is dat daar staan, die woord van God is nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring nie. Daar is vandag 'n moderne tendens waar mense sê die Bybel is mense wat oor God nagedink het. Dis letterlik mense wat by hulle lesenaar gaan sit het, of in die veld gaan sit het, en hulle het vir hulle self gevra, wie is God? Wat beteken hy vir my? En toe het hulle sommer net die eerste ding wat hulle by hulle gedagtes opgekom het, neergepen. Maar ons moet dit reguit sê, hierdie is 'n moderne stuk dwaalleer. Die woord is nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring nie. Met ander woorde, dis nie die produk van blote menslike denke nie. Maar dan word daar gesê wat dit wel is. Die woord van God is deur heilige mense van God gespreek. Nou, op hierdie punt mag dit dalk klink asof die heiligheid van die skrif van die heiligheid van die mense afhang. Maar dit is nie wat hiermee bedoel word nie. Daarom dat daar bygevoeg word, hierdie mense is deur die Heilige Gees gedrywe. En dan word daar 'n gedeelte aangehaal uit 2 Petrus waar daar staan, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So die woorde wat ons in die Bybel het, is nie heilig omdat die mense heilig was nie. Ja, hulle het 'n lewe van afsondering voor God geleef, maar die woorde is heilig omdat hierdie mense deur die Heilige Gees gedrywe is. Maar nou is dit nodig dat ons 'n oomblik stil staan en vra, maar wat beteken dit? Wat beteken dit dat die skrywers van die Bybel, daar's ongeveer 40 of meer van hulle,
Wat beteken dit dat hulle deur die Heilige Gees gedrywe is? Wel, in die eerste plek, hierdie woord hulle is deur die Heilige Gees gedrywe kom voor in die passiewe vorm. Met ander woorde, dit kom nie uit hulle eie denke uit nie. Die Heilige Gees het hulle gelei om dit wat neergeskryf is, neer te skryf. Hy het hulle gelei en hy het hulle gerig. Nou, wanneer ons van die Bybel praat, dan praat ons van organiese inspirasie. Maar kom ons staan vir 'n oomblik stil by wat staan in die bekende gedeelte 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Nou hierdie woorde, die hele skrif is deur God geïnspireer, kan 'n mens anders vertaal as die woord is deur God ingeasem. Met ander woorde, God het sy gedagtes op 'n manier in die gedagtes van die skrywers ingeblaas, sodat hulle sou geweet het wat hulle moet neerskryf. Maar nou is daar verskillende teorieë oor hoe hierdie gebeur het. En daar's een teorie wat veral verkeerd is, en dis die enigste een waarna ek nou gaan verwys. Ons gaan nie baie ingaan op die verskillende inspirasieteorieë nie, dit gaan mense dalk net deurmekaar maak. Maar as 'n mens kyk na Islam, dit is gedikteer. Met ander woorde, die aartsengel Gabriël het verskyn aan Mohammed en hy het woord vir woord vir Mohammed gesê wat hy moet neerskryf. Daar was geen vryheid nie. Mohammed moes woord vir woord neerskryf wat die engel Gabriël vir hom gesê het. Maar dit is nie wat ons glo die inspirasie van die Bybel beteken nie. Ons glo in wat ons noem 'n organiese inspirasie. Nou wat word daarmee bedoel? Wat daarmee bedoel word is dat die skrywers nog steeds 'n mate van vryheid gehad het. Indien die skrywer 'n boer was, dan was hy vry om byvoorbeeld van boere metafore gebruik te maak. Elke skrywer kon hulle eie spesifieke klem lê, maar die vryheid was op so 'n manier beperk dat dit nog steeds die woorde en die gedagtes van God is. Met ander woorde, hierdie mense het die woord van God gespreek. Hy het sy gedagtes in hulle gedagtes ingeblaas. Daar was nog steeds 'n mate van vryheid in hoe hulle dit kon verwoord, maar dit is die gedagtes van God. En dan lees ons daarna het God sy knegte, dit is nou die profete en die apostels, beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel. Met ander woorde, God het hulle nie net geïnspireer, hulle gedagtes nie, maar hy het ook die neerpen van hulle gedagtes geïnspireer. Nou soos ons nou net gesê het, hulle het 'n mate van vryheid gehad in dit wat hulle geskryf het, maar die vryheid was nie so baie dat hulle buite God se wil opgetree het nie. En nou is dit belangrik dat die woorde profete en apostels gebruik word. Die profete was hoofsaaklik die mense wat in die Ou Testament God se woord aan mense gebring het. En in die Nuwe Testament was dit hoofsaaklik die apostels wat die woord van God aan die mense gebring het. En dan lees ons dit alles baie mooi opgesom in Efesiërs 2 vers 20. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. En dit is baie belangrik dat Christus die hoeksteen is. Die destydse mense het dit verstaan as die hoeksteen is die heel belangrikste steen in die gebou. Met ander woorde, die fondament van dit wat ons glo op die ou einde is Jesus Christus. En dit is waarvan die profete gepraat het, dit is waarvan die apostels getuig het, hy is ons fondament. So, vir 'n lang tyd in die geskiedenis het die woord van God, is dit mondelings oorgelewer. Ons dink byvoorbeeld aan daai gedeelte in Deuteronomium 6 waar daar vir die ouers gesê word, vertel vir julle kinders die woord van die Here wanneer julle sit of wanneer julle opstaan, wanneer julle slaap, wanneer julle op reis is. Vir 'n lang tyd is die woord van God mondelings oorgedra. Maar God het bepaal, hy wil hê dit moet op skrif kom.
En daarom het hy nie net hulle gedagtes, nie net sy gedagtes in hulle gedagtes ingeasem nie, maar hy het ook die neerpen daarvan geïnspireer. En dan bring dit ons by die baie groot vraag, maar hoekom doen God al hierdie dinge? En dan die antwoord, hy het besondere sorg vir ons en ons saligheid. Met ander woorde, die Here wil hê ons moet hom reg kan ken, hy wil hê ons moet hom eer en verheerlik, en hy wil hê ons moet dit wat ons moet weet om verlos te word, weet. Ons moet weet hoe ons verlos kan word. Dis vir ons saligheidsonthaalwe dat dit neergepen is, want ons kan nie deur na die skepping te kyk weet hoe ons verlos kan word nie. En dan word daar iets baie interessant bygevoeg. God het self met sy eie vinger die 2 tafels van die wet geskrywe. En dan dink ons aan Eksodus 31. Nadat die Here op Sinai berg met Moses gepraat het, het hy die 2 platklippe met die getuienis daarop aan Moses gegee. Dit is die platklippe waarop God met sy eie vinger geskryf het. En al wat hierdie vir ons probeer sê is, God se openbaring kom direk van hom af. Die rede hoekom ons hierdie dinge goddelike geskrifte noem, is omdat dit direk van God afkom. God is die oorsprong, God is die outeur, of meer spesifiek die Heilige Gees, die derde persoon in die drie-eenheid, is die oorsprong en die outeur van die skrif. En omdat hy die oorsprong en die outeur is, noem ons sulke geskrifte heilig. Want God is heilig, en daarom is dit wat hy deur mense laat neerpen, heilig. En nou bring dit ons by net so 'n laaste stukkie interessante vraag. Hoe kan ons weet dat die skrif getrou oorgedra is? Want daar's baie skeptiese mense vandag wat sê, nee, die Bybel is korrup gemaak deur sekere mense, daar is aan die Bybel verander, daar is stukke weggelaat, daar is stukke toegevoeg. Hierop kan ons 'n baie eintlik wetenskaplike antwoord gee. Ons kan dink aan die dooie see boekrolle wat ontdek het. Dit bevat die Hebreëse manuskripte van alle Ou Testamentiese boeke. Nou kan ons nog iets noem. Toe wetenskaplikes hierdie tekste, met ander woorde wat ontstaan het so 200 voor Christus tot 100 na Christus, met ander manuskripte vergelyk het wat ongeveer 1000 na Christus geskryf is, het hulle gevind dat hulle amper identies is. Met ander woorde, die Here het ook die neerpen en die versameling van sy woord geïnspireer. Daar bestaan verder vandag meer as 5800 Griekse manuskripte. En daar was op klomp verskillende plekke kopieë gemaak, en tog stem hierdie kopieë feitelik heeltemal met mekaar ooreen. En dit kan nie aan mense toegeskryf word nie. Dit is die Here wat die versameling daarvan lei. En dit is absoluut merkwaardig. So ons kan vertrou dat die woord soos ons dit vandag het, die 66 boeke wat een baie mooi pragtige verhaal vir ons vertel, is deur God geïnspireer. Hy het die proses so gelei dat dit neergepen is, en ons hoef nooit bekommerd te wees dat daar iets missing is nie, as ons dit so kan sê. Baie dankie.